Welkom in my Afrikaanse klas. Ons gaan vandag kyk na wat het ons nodig om kortverhale te bestudeer. Nou, kortverhale vorm deel van die groot sambreel gedeelte wat ons noem prosa. So, kom ons kyk gou-gou na die detail wat ek graag aan julle wil oordra. Die term fiksie is 'n sambreel uitdrukking vir al die goed wat ons lees wat nie noodwendig op feite gebaseer is nie. So ons kry die roman of die novel. Dis 'n dik boek gewoonlik. Daar's baie leestyd, daar's baie verteltyd, hulle kan in baie detail ingaan van beskrywings en so aan. Daar's baie karakters en baie storielyne. Ons sien duidelik hoe die karakters ontwikkel, how they develop, en soos ek gesê, daar's baie beskrywings in 'n roman wat 'n dikker boek is, wat vir jou meer geleenthede gee. 'n Novelle is 'n dunner boek. Daar's nou natuurlik minder verteltyd, daar's minder karakters, en jy kan dink aan die woord saamgepers. It's condensed. Dis die woord wat ek gesoek het. Condensed. Goed, nou kom ons by die kortverhaal. Nou, 'n kortverhaal is byvoorbeeld, dit kan 4 bladsye wees, of 6 bladsye. So nou kan jy vir jouself indink, die kortverhaal het jy baie min verteltyd. Dis nog meer gekondenseer as die novelle. En daar probeer die skrywer met so min as moontlik, soveel as moontlik sê. Die uiterste voorbeeld hiervan is natuurlik poësie, waar jy baie keer met een woord 2 of 3 goed probeer sê. En dan kry ons die kort verhaal. Dis nou waar jy 'n kort verhaal het wat soos 'n bladsy en 'n half lank is. Dis uiters gekondenseer. Dis baie naby aan poësie en dis soms baie kripties. So hoe minder spasie jy het, hoe meer gekonsentreerd gaan dit wees, dit wat jy probeer oordra. Kom ons kyk gou na terme wat jy moet ken. Die eerste term is die verteller. Nou onthou, daar's 'n verskil tussen die persoon wat die storie skryf en die verteller, né? Die verteller kan 'n ander persoon wees, of dit kan 'n dier wees, of dit kan 'n objek wees, of dit kan 'n abstrakte konsep wees, soos dood, of sonde, of wat ook al. As ons dink aan fabels, waar ons baie keer diere het, wat die hoofkarakters is, en wat die stories vertel. As ons dink oor die verteller, het ons 'n ek-verteller, dis die eerste persoons verteller, dis waar jy woorde kry soos ek, my, ons, die persoon is daar, hy neem waar, he's an observer, maar hy's ook 'n deelnemer, he's also taking part in the story. Nou die voordeel van die eerste persoons verteller, of die ek-verteller, is die feit dat ons eerstehandse kennis kry. Ons verstaan presies daai persoon wat in daai persoon se binnewêreld aangaan. Die nadeel is, ons kan slegs, die ek-verteller kan slegs vertel, hy kan slegs oordra wat hy sien, wat hy hoor en wat hy ervaar. Die ek-verteller kan byvoorbeeld nie in die gedagtes van die ander persoon inkom nie. Waar dit moontlik is met 'n derde persoons verteller. Nou daar het ons verklapwoorde soos hy, of sy, of hulle. Nou hierdie tipe verteller is alomteenwoordig, omnipotent. So daai persoon kan, die derde persoon verteller kan vir jou vertel wat gaan in die vertrek langs aan, of wat dink die persoon. Maar die derde persoons verteller neem nie deel aan die storie nie. Hy is slegs 'n waarnemer.
It's only an observer. Right. Goed, die volgende term wat jy moet ken is die hele kwessie van die struktuur, die bou. Hoe is die novelle of die roman of die kortverhaal aan mekaar gesit? Nou gewoonlik met 'n roman is daar hoofstukke. As ek nou dink aan die roman wat die graad 12s moet lees, soos Asem, daar's 25 hoofstukke of 32 hoofstukke of wat die geval mag wees. Baie keer is daar 'n proloog en 'n epiloog. So dit is 'n voorspel en dit is letterlik, dit gee vir ons miskien 'n insident wat gebeur het, wat 'n invloed het op die storie, en dan 'n naspel of naspraak. Dis waar al die drade bymekaar getrek word. Die storie kan kronologies vertel word, of nie kronologies nie. As dit nie kronologies vertel word nie, dan werk ons met terugflitse. Met ander woorde, hierso is die storie, maar in die storie gaan hulle terug na wat gebeur het, of hulle maak vooruitskattings, hulle maak voorspellings van wat gaan gebeur. Daar het julle die twee woorde. Onthou, in kortverhale het ons nie hoofstukke nie. Dis iets wat pas by romans en novelles. Die volgende term wat jy moet ken is verhaalruimte. So, waar vind die storie plaas? Waar vind die storie plaas? Hulle gaan vir jou vertel van die plek. En daar moet 'n U wees. Hoe lyk dit? Wat is interessant in die omgewing? En dan is daar sprake van tyd. Dit kan die hede wees, of die verlede, of ons kan praat van die toekoms. So hulle kan, as hulle gaan na die toekoms wys, dan maak hulle vooruitskouings. As hulle na die verlede gaan, dan dink hulle terug aan wat was. En dan die atmosfeer. Is dit 'n hartseer storie? Is dit onheilspellend? Is daar drama? Is daar, spellend? Wat is die atmosfeer? Is it a happy story? Is it a sad story? Is it a scary story? Die atmosfeer wat hulle probeer oorbring. Die volgende term wat jy moet ken is karakters. Nou, hier het ons te doen met, as jy praat van 'n veelvlakkige karakter, it's a character with many sides to him or her. Usually, your main character, jou hoofkarakter, is gewoonlik 'n baie, kom ons praat van 'n ronde karakter. Met ander woorde, daar is baie fasette aan die persoon. Teenoor kry ons die eendimensionele karakters of die plat karakters. Dit beteken, daar's geen of min karakterontwikkeling. En dis tog wat jy wil hê in jou storie. Die karakters moet van punt A na punt B kan gaan, hulle moet kan groei. Hier, as ons praat van die ronde karakter, gaan ons definitief karakterontwikkeling kry. So, hierdie karakter, hierdie ronde karakter, word nie net ouer nie, maar ook wyser. So, daar gebeur iets in hierdie karakter. Dis 'n karakter wat ontwikkel en groei. Nou, 'n kort verhaal gee baie min tyd vir karakterontwikkeling. Daar's net doodgewoon nie genoeg spasie nie. As jy dit kan regkry as 'n skrywer,
om in 'n kort verhaal jou karakter aanduidings te gee van karakterontwikkeling. Dis hoekom ons sê daar is moontlik net suggesties van potensiaal of 'n bietjie verandering in 'n sekere rigting. Goed, nou die volgende ding wat ons moet deurkyk rondom die karakters is hoe word 'n karakter geskep wat oortuig, 'n authentic character. What techniques are the writer the writer using to create a character that is authentic, that will be convincing? En hoe hulle dit regkry is deur direkte en indirekte beskrywings, so descriptions. What they do, aksies of handelings. Hierdie een is baie belangrik. Konflik miskien met ander mense. Wat leer ons van die karakter wanneer hy met sy ma beklei? En dan natuurlik ook innerlik, wat gaan in sy binnewêreld aan? En dan het ons die protagonis en die antagonis. Hierdie een is die ou wat die nonsens maak. Hy is die een wat die konflik aan die gang sit. Dan is daar ook spanning, tension, or what makes that you can't put the book down, that you have to read until the end. And the expectations. What expectations are created? And it's sometimes around this, the creation of expectations, that you sometimes finish the story or the short story or the book, and then you think, that was a bit of a disappointment. So that needs to be in sync. So spanning bou op. Spanning is nie iets wat oornag ontplof nie. There's a build up. And then you have your climax. And after that there's the release. And then there's an openness for the changes to take place, or the necessary things that need to fall into place. Goed, so hierdie is die terme, as hulle dit gebruik in vrae, of in verduideliking, of in die ontleding van die teks, dan is dit die tipe van goed wat jy moet ken. Tot 'n volgende keer.